by Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6 en ons gaan daar vanaf vers 15 saam lees. En dit is dan ook my besonderse voorreg om met u te praat oor heiligmaking, oor een van die 4 pilare waarop ons kerk staan. Nou, ons lees in Romeine hoofstuk 6 vanaf vers 15 tot en met vers 23 dan saam. Ek lees vir u dan vanaf vers 15. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehaal van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uitnemende daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus of in Christus Jesus ons Here. Net tot sover uit die woord van die Here, en weer wil ek graag vers 15 aan u voorhou. En daar staan, ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. En ons praat in hierdie middag met u onder die tema, wat is heiligmaking? Nou as ons in Romeine gaan begin, in Romeine 6, dan kom beskryf Paulus, wat is die gevolg van as iemand die genade van God gesmaak het by redding? Wat gebeur in so 'n persoon se lewe, dat hy verander word, dat hy vernuwe word in sy binneste? Maar nou het daar 'n konflik in die mense binneste ontstaan, waar hulle nou vir Paulus vra in Romeine, Paulus, hy sê ons is nou vrygemaak van die sonde, ons is nou vry in Christus, kan ons nou maar lewe soos wat ons wil, kan ons nou maar doen net wat ons wil, want Christus het ons losgekoop, Christus het vir ons die prys betaal, sodat ons al gehoor het in die boodskappe, kan ons nou maar in sonde lewe, sodat hierdie genade wat aan ons bewys is, meer kan word, en dan sê Paulus vir hulle, nee, stellig nie. Hy sê, julle wat in, of vir die sonde gelewe het, maar wat nou dood is vir die sonde, hoe kan julle nou weer na redding daarvoor lewe? In Romeine 6 vers 11 staan daar, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Hy verduidelik vir hulle, dat julle begeerlikhede om hierdie vlees te dien, moet nou tot 'n einde kom. In Christus Jesus is julle nou 'n nuwe skepsel. Romeine 6, vers 1 en 2, dan staan daar, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie.
ons wat die sonde afgesterk het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hy sê vir hulle, nou moet julle diensbaar word, nou dat julle getuig dat julle gered is, nou dat julle getuig dat daar 'n genadewerk in julle lewens plaasgevind, nou moet julle diensbaar word aan God in Christus Jesus, soos wat julle diensbaar was aan julle vlees, toe julle die wil van die Satan gedoen het. Wanneer iemand tot bekering kom, wanneer iemand weer gebore word, wat se term ons ook al gebruik, dan vind daar 'n drastiese verandering in so 'n persoon se lewe plaas en is so 'n persoon nie veronderstel om dieselfde te wees na redding as wat hy gewees het voor redding nie. Daar moet 'n verskil kom. Jy sien, voor redding, dan vind ons terme wanneer ons met mense praat en sê jy moet tot bekering kom. Ons sê jy moet weer gebore word. Ons sê jy moet by die kruis uitkom. Na redding wanneer ons met die kind van God praat, dan is die prominente woord wat na vore kom te sê, julle moet heilig lewe, want God is heilig. Maar hoe kan ons heilig lewe? Hoe kan ons hierdie ding najaag as ons nie eers weet wat dit beteken? As ons nie eers weet wat dit vir ons gaan inhou. Wat ons wel weet vir 'n feit, is dat heiligmaking is 'n roeping. En dit is die wil van God. Dis 'n opdrag van die Here. Vir kinders van die Here is dit nie of jy wil heilig lewe nie. Dis 'n opdrag wat God vir ons gee om te sê, jy moet nou heilig lewe, want Christus het jou losgekoop en jy kan nie meer vir die sonde lewe. 1 Tessalonisense 4 vers 7. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. As ons gaan kyk na die betekenis van die woord heiligmaking, is dit om afgesonder te wees vir God. Om eenkant gesit te wees vir God. Dit beteken om 'n anderste morele waarde te hê as die van die wêreld. Hierdie woord heiligmaking is nie bloot iets wat net uit die lug uitval en daar ons nou heiligmaking deelagtig geword nie. Hierdie is om in die rigting te beweeg van iets. Dis 'n proses wat plaasvind in die kind van die Here. Eenvoudig gestel, heiligmaking is die proses waar God sy kinders van sondes wat in hulle lewens teenwoordig is na redding reinig, om meer gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Dit is heiligmaking. Jy sien, na redding doen ons as kinders van die Here nie meer sonde, omdat sonde 'n houvas op ons het nie. Want hierdie houvas het Christus kom breek toe hy ons kom loskoop het uit die sonde waarin ons gebore is. Ons doen sonde omdat ons 'n houvas op die sonde het en daarvan wil God ons kom reinig. Want ons wil nog nie begeertes van ons vlees doen. Titus 2 vers 11 en 12 staan daar. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetooi, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Dit is ons pad vorentoe. As jy getuig van redding, is dit waar jy jouself moet bevind. En wat is heiliging? Hoe kan ons dit deelagtig word? Wanneer word ons dit deelagtig? Wanneer weet ek dat ek hierdie proses besig is om te stap? Kom ons kyk in die eerste plek. Moet ons besef dat heiligmaking kan nie geskied sonder wedergeboorte nie. As ons lees in Romeine 6 vers 6, dan staan daar: aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Paulus sê hierdie ou mens het verbygegaan. Hy is verlos en hy bestaan nie meer nie. Hierdie een is dood saam met Christus en hy is lewend gemaak in Christus. Ons is 'n nuwe mens in hom. In Efesiërs 2 vers 1 dan lees ons: en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade. Dit beteken nie dat ons sondeloos of die mens sondeloos
volmaak is na redding. Daar is nog sondes. Ja, ons word gered en ons word losgekoop van die sonde waar ons gebore is. Maar daar kan dikwels nog sondes, vruggies van hierdie sonde waar ons gebore is in ons lewens gebore. Maar dit kan ons net afsterf na wedergeboorte. Geen mens kan een oggend opstaan en te sê, maar ek gaan nou 'n heilige lewe leef nie. Geen mens kan nou een oggend sommer net uit die bloute uit opstaan en sê, ek het nou een of ander droom gekry, of ek het nou net die begeerte gekry, ek gaan nou heilig lewe nie. Weet jy wat? Enige poging om heilig te lewe sonder wedergeboorte is skynheiligheid. Want hoe kan ons heilig lewe as die heiligmaker nie eers in ons lewens teenwoordig is nie? Hoe kan een heiligmaking najaag as hy wat ons heilig maak nog buite kan staan en klop? Heiligmaking begin by wedergeboorte. Daar begin God 'n proses waar hy ons reinig en waar hy met ons 'n pad wil stap om ons al meer en meer te maak na die beeld van sy seun. Romeine 7 vers 18. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen vind ek nie. Die mens selfs in die geredde mens is daar niks goeds nie. Ons praat van die mens. Dis God in ons. Die Heilige Gees wat in ons werk, wat ons op hierdie pad van heiligmaking voortvat. Dit kan nie geskied sonder wedergeboorte. En die volgende plek, heiligmaking is 'n roeping. Romeine 8 vers 29 kan staan daar. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hierdie woord verordeneer is om vooraf te bepaal. Nee, God het nie vooraf bepaal wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe. Ons moet hierdie gedeelte lees. Hy het vooraf bepaal dat die wat in Christus is, hierdie proses van heiligmaking sal stap, dat hierdie wat in Christus is gelykvormig sal word aan die beeld van sy seun. Dit is wat God bepaal het. Dat die wat gered is deur Christus in hom gelykvormig sal word. Ja, ons sal eendag, wanneer die Here Jesus ons kom haal, 'n volmaakte liggaam hê. Ons sal wees soos wat die Here Jesus is. Maar hier op aarde skiet ons nog baie ver te kom. Hier op aarde is daar nog baie werk in ons lewens wat moet gebeur. In 1 Petrus 2 vers 21 staan daar: want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Geen geredde, geen wedergebore mens kan sê, ek kan nie heilig lewe. Want die Here Jesus sê, ek het vir jou 'n voorbeeld nagelaat, sodat jy my voetstappe kan navolg. Dis nie vir ons 'n opsie nie. Ons kan nie vanmiddag hier sit en besluit ek gaan nou maar 'n heilige lewe leef of nee, wat ons sal nou maar die Here ontmoet soos wat ons hom gaan kry nie. Die Here maan elke een van sy kinders en hy sê dit is my wil vir jou. Jou heilig maak. Heilig maak moet nie 'n verval datum nie. Dis 'n proses wat begin die dag toe ons gered is. En is iets wat sal ophou. Die dag wanneer die Here ons kom haal, het sy deur die dood of deur die weg geraak. Maar weet jy wat, as jy vanmiddag in hierdie saal sit en jy poog nie daaraan om meer gelykvormig te word aan die beeld van sy seun nie, dan is ons buite die wil van die Here. In eenvoudige taal, as ons as kinders van die Here nie streef na heiligmaking nie, is ons besig met sonde in ons lewens. Want ons is besig om die teiken te mis. Ons is besig om die opdrag wat God vir ons gegee het te mis.
Maar dis te lekker. Jy sien, ons wil nie heilig maak in die lewe nie. Ons wil nie hierdie proses, weet jy, want nie daar is dan 'n opofferings wat ons gaan moet doen. Ons het al so gepraat oor ons wat sê, nie dominee, ons is dan nog te jonk om nou heilig te wil lewe. Dominee, ek kan nie nou my vriende eenkant toe sit nie, ek gaan nie nou een ding waarborg, as jy die Here soek, en jy wil die Here dien, en jy wil hom getrou volg, gaan jy al jou vriende in hierdie wêreld verloor. Ek kan nie dit op 'n brief sit. Maar wat baat dit, jy win die wêreld, en die siele bly spaar. Toch so lekker, gaan maak dat jy met 'n rooi gesig oor die Here Jesus staan, maar hy ons normaal, dan gaan ons moet verduidelik, die Here het my in staat gestel om heilig te leef, maar ek het dit nie gedoen nie. Dis wat toch te lekker gaan bring. Ja, en hierdie pad van heiligmaking gaan daar opofferings wees. Ons gaan aan onsself moet sterwe, ons gaan moet leef tot eer van die Here. Here, nie meer ek nie, maar U wil. Here, nie meer dit wat vir my belangrik is nie, maar wat vir U belangrik is. En dan gebruik ons die verskoning te sê, ag, ons is maar net 'n sondige mens. Die Here Jesus het U losgekoop. Dat daar die sondige mens nie meer hou vas op U. Dis ons keuse om daaraan toe te gee, al dan nie. En dis Efesiërs 4 vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep, maar tot heiligheid. In die volgende plek. Heiligmaking sal uitloop op 'n krisis. Ons lees in vers 6, ook aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jy sien hierdie, ons praat nie van 'n krisis wat iemand wat laat is verwerk, maar kom aan beide kante as die motor se bande klap op, wat dit ook mag wees nie. Hierdie is 'n geestelike krisis waarby die mens kom. Want jy sien, daar is 2 plekke waar 'n mens hierdie geestelike krisis bereik. In die eerste plek is dit by ons wedergeboorte, so daar gepraat is, waar ons besef, ek is 'n sondaar mens, ek het die Here nodig, want as ek nou sterwe ek in 'n ongeredde toestand en sal my toe in die hel oopmaak. En na redding, dan het ons hierdie begeerte in ons om te lewe vir God. Maar ons kry dit net nie reg nie. Paulus sê, dit wat hy wil doen, dit kry hy nie gedoen nie, dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Daar die val en opstaan en dan sê ek, ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? En dan sê hy, Romeine 7 vers 25, ek dank God deur Christus Jesus vir ons Here. Hy het 'n plek in sy lewe bereik waar hy sê, besef, Paulus, uit jouself uit sal jy God nooit behaaglik kan lewe nie. Jy het die Heilige Gees nodig om jou te lei, om jou te leer, om jou reg te wys. Ons is baie slim, ons as mense. Kom ons tot bekering, dan is ons vol vuur en vlam, ons wil alles aanpak wat ons wil doen en al hierdie sondes wat ons besef ons besig mee is, wil ons een kant toe kyk en dan kry dit al nader en dan byt ons weer aan die haksteen en dan val ons en ons staan weer met skaam gesigte voor die Here om te sê, Here, ek wou dit nie gedoen het nie, maar weer het ek dit gedoen. Here, ek het die begeerte om nie welbehaaglik te lewe, maar ek kry dit nie reg nie en dit is die plek waar ons moet uitkom. Vir sommige mense kan dit jare vat na hulle redding. Vir ander kan dit dadelik wees om te sê, Here, U het my nou gered, maar U kan my nie nou los nie. Nou moet U my verder vat. Vir ander is om te sê, nee Here, dankie dat U my gered het, nou sal ek vir U werk. Nou gaan ek vir U arbeid. U gaan niks doen nie. U gaan net skade maak. U gaan net Uself moedeloos maak. U gaan Uself negatief maak. As U nie op hierdie plek uitkom. Waar U besef, sonder Christus kan U nie eers heilig wees. Ons kon sonder Christus nie in die hemel kom nie. En sonder Christus kan ons hom welbehaaglik lewe. Dit is waar ons moet uitkom. Psalm 51 vers 9 tot 12, dan bid Dawid,
Dan sê hy, ontsondig my met hysop dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg die aangesig van my sonde en delg uit al my ongeregtighede. En dan hierdie woorde in vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Jy kan dalk 'n begeerte hê om nader aan die Here te lewe. En jy kan eden vir eden konferensie en lofdal vir lofdal konferensie sit en blind gepreek word. Maar as jy nie op 'n plek kom waar jy besef dat dit is net God, net deur die werking of deur dit wat Christus vir ons gedoen het, deur die werking van die Heilige Gees, dat ons voor hom kan lewe tot eer van sy naam. As jy dit nie besef nie, as jy nog self spartel, gaan jy jouself moedeloos maak. Jy gaan kom op 'n plek waar jy sê, Here, wat baan ek? Jy gaan kom op 'n plek waar jy nie meer 'n gebedslewe kan hê nie, want elke keer dan staan jy en sê, Here, ek het alweer gesondig, en nadat so skaam en wil nie voor die aangesig van die Here verskyn nie, want Here, dis dieselfde sonde wat ek weer gedoen het. Jy gaan geen motief hê om die evangelie uit te dra nie, want Here, ek sukkel self. Tot jy op hierdie plek kom te sê, Here Jesus, ek het U nodig. Dit is heiligmaking. En die laaste plek, wat is heiligmaking? Heiligmaking is 'n proses. Elke keer wanneer ons dit lees, selfs in Petrus, dan sê dit, en julle moet in julle lewenswandel heilig word. Dit wys op 'n aksie wat voortdurend moet plaasvind. Dan lees ons in Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy met 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Paulus sê vir hulle dat Jesus wat 'n goeie werk in julle begin het om julle te red van 'n verlore toestand, hy sal hierdie werk voortsit in julle lewens totdat hy kom om julle te kom haal. Hy sal julle nie alleen los nie. Hy sal daar wees om die te help en om te kom om te sê, Here, ek het U nodig. Hierdie is nie 'n ding wat eenmaal gebeur nie. Hierdie is nie 'n bruggie wat eenmaal oorgesteek word om te sê, ek het gearriveer nie. Hierdie is 'n proses, dis 'n stryd, dis 'n wedstryd, dis 'n beklei, dis 'n hindernis, wat ons as kinders van die Here voluit moet hanteer. Soos enige iets in hierdie lewe 'n proses is om uiteindelik 'n eindproduk te verkry, so is heiligmaking 'n proses waar God sy kinders in die eindproduk wil kry om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Skepper. Ons dink aan iemand wat met kleiwerk 'n pottebakker, hy vat daar die klein, hy brei dit en al die klippies wat nie daar hoort nie, al die harde kleistukkies wat nie daar teenwoordig moet wees nie, haal hy uit, sodat hy eindelik 'n beeld kan vorm wat tot eer van sy naam sal wees, waar hy kan sê, maar dis iets wat ek gemaak het. En so kom die Here in hierdie proses van heiligmaking en gedurig deur kom ondersoek hy ons. En hy sê vir ons, my kind, daar is iets in jou lewe teenwoordig. Daar is klippies wat hinder dat ek jou kan vorm. Daar is harde klei wat veroorsaak dat hierdie eindproduk wat ek maak nie tot eer van my naam sal strek. En in hierdie proses kom die Here en al wat ons moet sê, Here, ek is gewillig. Dis moeilik. Dis nie lekker wanneer daar die klippies uitgegrou word en dan ons baie nog hard wees om te sê, nee Here, hierdie klippies sal daar baie mooi lyk in hierdie pot. Dis daarom nie te erg. Die Here sê dit moet uitgehaal word. Dit moet verwyder word. Dit is heiligmaking. U sien, vir my is een van die, ek hoor elkeen het 'n vers wat ons moet
memoriseer. As jy klaar is met een, gaan jy die Bybel hê. Psalm 39 vers 23, deur God, deur grond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Jy sien, wanneer ons opstaan in die oggend as kinders van die Here, moet ons voor hom buig om te sê, deur grond my o God, kom deur soek my hart. Here, kyk wat moet nie daar binne kan wees nie, want my hart is bedrieglik. Here, en kom haal uit wat hier binne in my is, wat nie daar moet wees nie. En skep vir my 'n reine hart. Maak my nuut. In hierdie proses van heilig maak, gaan die Here met ons op pad staan. Hy sal ons nie alleen los nie. Die Here sal nie van u iets verwag waartoe hy u nie in staat stel om te kan doen. Maar wat ons vir die Here moet sê is, Here, deurgrond my. Mag dit ons gebed wees ook in hierdie tyd. Wanneer ons ook in die boodskap wat sal volg gaan kyk na heiligmaking, mag ons ook sê, Here, deurgrond my. Ek sluit af. Heiligmaking is waar God ons een kant wil sit. Afgesonder van hom. Hy het tog 'n duur prys vir ons betaal. Ons hoort nie meer aan onsself nie. Ons hoort nie meer aan die Satan nie. Ons is God se eienaam. Gekoop deur die bloed van Christus. Nou wil hy met ons 'n pad stap om te sê, my kind, daar is dinge in jou lewe wat nie daar hoort. Laat my toe om dit uit te haal. As jy nie hierdie pad stap nie, dan is jy besig met bewuste sonde in die lewe. Sonde is nie net wanneer ons doen wat ons nie mag doen nie. Sonde is wanneer ons ook nie doen wat ons veronderstel is om te doen. Dis ook sonde. En wanneer ons nie in hierdie proses van heiligmaking leef, is die besig om sonde. Mag die Here ons harte kom oopmaak. Mag hy ons lei op hierdie pad van heiligmaking. Mag hy verheerlik word wanneer ons weer kom haal. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, baie dankie dat ons kan weet dat U red ons nie net. Here, U wil ons nie net op 'n plek los en aanbeweeg, maar U wil daardie stuk klei uit die modderstuk gaan uithaal en dan wil U dit vorm tot 'n meesterstuk. Maar dit kan net gedoen word wanneer ons gewillig is in U hande. En is dit ons gebed, Here, deurgrond my o God. Here, kom toets ons harte, die diepste binneste van ons. Stap met ons op pad, Here, gee vir ons gewillige harte om voor U te buig in alle nederigheid en diensbaarheid. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.